Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. So 'n woord wat by my opgekom het, soos wat ek voorberei het, is die woord integriteit. Integriteit. Wat is dit om werklik met integriteit te lewe? Wat beteken dit? So om myself te help, en ek het die definisie sommer op 'n slide gegooi vir julle. Om myself te help het ek sommer gou dit gegoogel en net 'n definisie gekry. En integriteit is the quality of being honest and to remain true to your convictions. Or the state of being whole and undivided. Derdens, integrity, the condition of being unified with internal consistency and a lack of corruption and deceit. So ek dink, as ek daarna kyk en ek dink aan die woord integriteit, is daar baie min woorde wat ten minste by my soveel respek opwek vir iemand as ek die woord integriteit kan heg aan daai persoon. Iemand wat regtig eerlik is, en nie net vir my nie, maar vir enigiemand en almal. Hulle is net hulle self, hulle is undivided, hulle is opreg. Iemand wat so heel en gesond is. So ek wil sê confident, maar nie op 'n trotse manier nie. Confident is oor wat hulle glo. Hulle is net wie hulle is en hulle is altyd daai persoon. Hulle woord is hulle woord. En dit kan selfs die mooi en die slegte dele wees van hulle. Hulle steek nie die sleg weg in 'n spesifieke konteks nie. Hulle het net integriteit, dis wie hulle is. Hulle is altyd wie hulle is. Ek dink op die einde kom dit neer vir my, as ek dink aan integriteit, kom dit neer vir my op die feit dat iemand met integriteit nooit voorgee nie. Daar's nie deceit nie. Hulle jok nie. Hulle is wie hulle is en hulle is heel dan. En ek het juist aan hierdie woord gedink wat ek wil julle vra, hoe lyk geestelike integriteit? Hoe lyk geestelike integriteit? Hoe lyk integriteit hier onder ons as Jesus se disippels? Ek wil moet daai vraag by julle hou, soos wat ons inspring. So hou daai vraag agter in julle koppe. Kom ons spring in. So Jesus, hier vroeg in sy bediening roep vir Matteus, een van sy eerste disippels om hom te volg, so is baie vroeg in Jesus se bediening. En nadat hy vir Matteus geroep het om sy disipel te wees, is Matteus so opgewonde, Matteus gooi hierdie feesmaal, hierdie ete, en hy nooi al sy buddies, en hulle is nie een, aantreklik, mooi of oulik nie, hulle is tax collectors, hulle is sondaars. Hulle is die mense waarmee niemand wil assosieer nie, en die fariseërs kom reg hier in die begin van Jesus se bediening, en hulle sê, why do you eat and drink with tax collectors and sinners? En dan is dit nie hulle enigste klagte nie, ons gaan aan, en as ons verder lees in die storie in vers 33, kom hulle weer na Jesus toe, en hulle sê vir Jesus, hey, the disciples of John fast often, offer many prayers, and so do the disciples of the Pharisees, but your disciples eat and drink. Hierdie twee klagtes is regtig die agtergrond van Jesus se gelykenis, wat ons net nou gaan na kyk. Hierdie konfrontasie is wat ons moet verstaan, as ons wil verstaan wat hy vir hulle sê in die gelykenis. En die konfrontasie kom so oor. Jesus sê, dit is hoe dit sou geklink het, as jy van die kant af geluister het. Die disippels kom na Jesus en hulle sê, kyk Jesus, kyk. Sien jy Johannes se disippels? Sien jy hoe oulik is hulle? Sien jy hoe baie vas hulle? Kyk hoe baie bid hulle. En natuurlik ons, die fariseërs, ons doen dieselfde, ons bid baie, ons vas baie. Ons weet van geskiedenis, die fariseërs sou ten minste 2 keer 'n week gevas het. En ek weet nie hoeveel keer gebid het nie, en dit was gesien as 'n uitdrukking van werklike diep, ernstige aanbidding. En dis cheeky, want hulle sê toe vir Jesus, wel, jou disippels eet en drink net. Dis soos om vir Jesus te sê, sy disippels kuier net dag. Daar's verseker 'n negatiewe konnotasie om te dink jy eet en drink net heeldag, jy kuier net heeldag. Amper asof hulle probeer sê, Jesus, jou disippels,
jou groep, jou philosophy of training as 'n rabbi, is een waar heiligheid nie op die agenda is nie. Nie vir jou disippels nie. Die erns van God, sy wet, sonde, van werklike aanbidding, is duidelik nie vir jou belangrik nie, Jesus, want julle eet en drink net heeltyd. Jy kuier met sondaars. Een van jou naaste en nuwe disippels is 'n verraaiende tax collector, soos dink aan 'n Nazi-generaal in daai tyd. Soos letterlik gehaat, 'n verraaier. En jy gaan eet saam met sy pelle, vraagteken, en julle eet en kuier heeltyd, vraagteken. So hierdie is die agtergrond van die gelykenis. En ek wil hê julle moet sien, alhoewel hulle praat van gebed en vas, is dit nie regtig die punt van hulle vraag nie. Ek weet nie of julle agterkom nie, maar dit gaan nie regtig oor vas en bid nie. Vas en bid is dalk die perfekte tool wat gebruik word, maar wat hulle regtig probeer sê is, gegee hierdie goed Jesus, kan jy nie moontlik legitimate wees nie. As hierdie waar is van jou en van jou disippels, dan jy pas nie in die mold van heiligheid nie. Jy pas nie in ons heiligheid boksies nie, jy's 'n counterfeit. Jy's nie eg nie. Hulle probeer eintlik verstaan, hoe kan dit wees dat hy homself 'n teacher noem, 'n rabbi noem, en hy pas nie in enige een van hulle prentjies van wat heiligheid is nie. Hy doesn't fit the mold. Hy pas nie in hulle idee van geregtigheid nie, dis waaroor dit gaan. Dis hoekom hulle sê die Johannes se disippels en ons disippels. Basies, almal doen dit. Daar is 'n status quo, Jesus. Daar is 'n accepted practice, 'n duidelike manier van hoe dinge werk en selfs 'n duidelike verstaan van met wie ons omgaan. Hulle is uit en ons is in, en hoe kan jy? Daar's 'n kultuur. Wat vang jy aan? Wie is jy, Jesus, dat jy dink jy kan dit anders kom doen? Verstaan jy nie jy vir die wêreld sê wanneer jy met sondaars gaan eet nie? Verstaan jy nie wat mense dink wanneer hulle sien julle eet en kuier en drink net heeltyd nie? Ons is die standaard van heiligheid. En nou kom jy en jy dink jy kan heeltyd kuier. Dis die agtergrond van wat hier aangaan. Dis hulle agenda. Ons kan sien dat ons kan ook sien dit gaan nie eintlik oor vas en bid nie, want Jesus antwoord hulle vra oor vas in baie eenvoudige terme. Hy sê basies in vers 34 en 35, sal enigiemand vas by 'n troue? Nee, want dit is 'n feesmaal. Jy's dom om te vas by troue, want jy gaan die enigste een wees wat daar sit in die hoekie. Jy self jammer kry en almal gaan lekker eet en kuier. Dis 'n feesmaal. Jy vas nie by 'n kuier nie. En hy sê terwyl ek hier is, gaan ons kuier, want ek is 'n geskenk van God af. En dis 'n feesmaal. Ons gaan nie vas terwyl ek hier is nie, maar ek weet nie of jy sien nie, maar hy reguleer of bepaal nie vas nie. Hy sê net eenvoudig terwyl ek hier is dit nie nodig nie. Hy gaan nie in die detail in nie. Inteendeel, as jy in vers 36 kyk, dan gaan hy aan en hy sê, maar hy gaan ook vir hulle, he also told them a parable. En hierdie gelykenis, hierdie parable, herhaal hy in 2 verskillende prentjies 2 keer. En hier is waar ons fokus moet wees vanaand, want hierdie is waar Jesus in die detail ingaan. Hierdie is waar Jesus wil stil staan sodat hy vir hulle kan wys wat regtig hier aangaan in hulle interaksie. Hierdie is die hart van wat Jesus vir ons wil sê in hierdie heel eerste nuwe perspektief. En hierdie gelykenis spreek baie meer aan as bloot net die idee van vas. So lees net gou weer saam met my, van vers 36 af. He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new garment, and the piece of new will not match the old. And no one puts new wine into old wineskins. If he does so, the new wine will burst the skins, and it will be spilled. And the skins will be destroyed, but the new wine must be put into fresh wineskins. Hierdie is waar hy stop. Hy herhaal dit 2 keer. Hierdie is die punt wat hy probeer maak. Hy gee vir ons 2 prentjies. En hy vergelyk heeltyd die oud
met die niet. En Jesus sê, ek is die niet. En ek kom in en ek gaan dinge baie anders doen as die oud, as die ou manier. Hy gebruik hierdie prentjie van 'n ou lap wat geskeur het, 'n ou kledingstuk. Jy weet, hulle het mos daai soos halwe rokke goed aangehad. En dis geskeur en dis 'n ou een. En die prentjie wat hy sê is, weet, jy vat 'n splinternuwe lap waarmee jy 'n splinternuwe stuk klere mee kan maak. En jy sny jou nuwe stuk lap op net om jou oue te bewaar, maar hoekom maak jy nie net 'n nuwe een nie? Is die vraag. Hy sê, jy weet, jy gaan die nuwe een moet skeer om die ou een reg te maak. En dan sê hy, dit gaan nie pas nie. Soos dit gaan snaaks lyk. Dit gaan weird lyk. En nie net gaan dit sleg lyk nie, maar dis asof jy so styf vashou aan die oud. Dat jy 'n hele nuwe stuk wil opsny net om jy forceer dit half. En die punt is, die groot ironie is, die lap wat gebruik moet word om die kledingstuk reg te maak, verwoes net alles. Jy verwoes die nuut en jy verwoes die oud in die proses. Alles word net verwoes. En dan maak hy dieselfde punt en hy sê niemand sal nuwe wyn in ou wynsakke sit. Nuwe wyn moet nog so 'n bietjie fermenteer, so daar's nog 'n bietjie gasse en dan dit expand die ou wynsak en hy bars as jy nuwe wyn. Dis is 'n obvious reël, almal weet dit. En hierdie is die challenge. Jesus sê, hierdie is wat hier aangaan. Hierdie Fariseërs kom na Jesus toe, hulle sê kyk hierso, kyk daai mense, hulle is oulik, wat doen jy? En hierdie is die challenge. Jesus sê, iets van wat ek hier sien in julle midde, julle wat na my toe kom, hierdie wat ek sien is dieselfde, ek kan julle vergelyk aan iemand wat so dom is soos. Hy sny 'n nuwe stuk lap op net om 'n oue te red. Iemand wat so dom is, soos hy gooi nuwe wyn in 'n ou wynstak met die volle wete dat hy alles gaan verwoes. Dis wat hier aangaan. Hy challenge hulle. Hy sê vir hulle, julle maak nie sin nie. Julle wat so vaskyk in die bid en die vas en in sonde en in boksies. Julle wat almal probeer indruk in julle definisie van heiligheid. En almal veroordeel om julle, want dit is wat 'n regte heilige persoon doen. Julle verwoes net. Julle kom vat nuwe lap en skeer dit op en wil ou lap wat weggegooi moet word probeer regmaak. Hierdie is die twee prentjies, die oud en die nuut word heeltyd vergelyk. Nou ek wil stil staan hier en eerstens praat oor wat is die oud? Presies. Wat is hierdie ou manier presies? En dan wil ek tweedens vinnig kyk na wat is die nuut. En ek wil hierdie twee goedes vergelyk sodat ons kan verstaan presies wat Jesus hier vir ons probeer sê. So wat is die oud? Wat is dit wat Jesus moet kom vervang, anders te gaan dit als net verwoes? In kort is dit 'n ou manier van dink oor God. Dit is wat Jesus moet kom vervang. 'n Ou manier van dink oor God. Oral in die wêreld, as jy dink daaraan in elke geloof, kom dit neer op 'n en in baie kerke ongelukkig, kom dit neer op 'n lys reëls wat ons moet nakom. Ons moet iets wees en dan is God happy met ons. En as iets sleg met my lewe gebeur, dan het ek 'n reël gebreek en God is kwaad vir my en hy straf my. Dis nie net, dis oral, is dit die basiese idee van hoe mense dink oor God. Die ou manier is ons manier hoe ons dink God werk. Dis die oud wat moet vervang word. God haat die sondaar en hy is maar al te trots op sy gehoorsame seuns en dogters. Maar hy haat die rebelle. Die ou manier van dink oor God is, hy's net lief vir mense wat hulle lewe is reg, hulle lewe is agter mekaar. Daar's 'n duidelike ingroepie wat vas en bid en hulle doen al die cool en lekker mooi goedjies en daar's 'n duidelike uitgroepie wat nie behoort nie. En hulle weet dit. En hulle voel die condemnation en die veroordeling. Daar's 'n duidelike ingroepie en 'n duidelike, dis 'n ou manier van dink en basies wat hierdie skeiding, die basis van hierdie skeiding dis als uiterlik. Dis als 'n uiterlike ek judge jou op wat ek sien jy is en wat jy doen en wat jy nie doen nie. Jy pas nie in my mold nie, jy vas en bid nie. Jy pas nie in my boksie nie.
Jy doen nie wat jy moet doen nie, jy lyk nie soos die ander heiliges nie. So jy's 'n rebel, jy's uit. En net soos vandag, en net soos wat dit nog altyd was, en net soos baie mense wat al seer gekry het in die kerk, want hulle is veroordeel op die basis van die uiterlike, was dit so in Jesus se dag en tyd. En ek dink hierdie gaan altyd 'n probleem wees, ongelukkig. Ek dink ons as mense is gewire om mekaar te oordeel op die oppervlakkige. Die Fariseërs, net soos wat ons vandag baie keer sien, veroordeel op die basis van die mold, van hulle mensgemaakte definisie van wat heiligheid is. Weet, almal vas, dan vas jy, want almal vas. Almal bid en lees hulle Bybel, so ek doen dit ook, want almal doen dit. Of, ek gee net voor ek doen. Ek maak net, sodat ek net kan inpas. So ons as mense is so bang vir rejection, dat ons mense het wat of uitgestoot word, want hulle is eerlik, hulle doen dit nie, en ons het mense wat maak as hulle dit doen. Maar eintlik waar hierdie ou manier gaan, is dit maak nie saak waar jou hart is nie, maak nie saak wat regtig in die donker hoekies van jou lewe aangaan, en wat die realiteit is nie, maak net seker jy check al die heiligheidsboksies. Dan gaan jy welkom voel, dan gaan jy in wees. Hierdie is letterlik die teenoorgestelde van geestelike integriteit. Hierdie is deceit. Jy gee voor. Jy is nie consistent nie, jy is nie oral dieselfde persoon nie, inteendeel. Jy is iets by jou huis, jy is iets by jou vriende, en jy is iets by die kerk. En jy is iets alleen in jou kamer wanneer niemand kyk nie. Maak nie saak waar jou hart is nie. En hierdie is eintlik maar die grootste probleem van die ou manier, van die oud wat vervang moet word, is dit verander niks in ons harte nie. Dis 'n lys reëls, dis 'n definisie wat mens gemaak is. Jesus sê vir die Fariseërs, lees saam met my, Matteus 23, hy sê, "Woe to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites. You are like whitewashed tombs." What's a whitewashed tomb? Dis dit. You look beautiful on the outside, jy is mooi gas, but on the inside you are full of bones of the dead and everything that is unclean. In the same way, on the outside you appear to people as righteous, but on the inside you're full of hypocrisy and wickedness. Of Jesaja 29 vers 13 wat ons gelees het vroeër. The Lord says, "These people come near me with their mouth, they honor me with their lips, but their hearts are far from me." Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. Pas net in die mold. Dit gaan meer oor hierdie ou manier, dit gaan meer oor wat ander van jou dink as wat dit gaan oor wat God van jou dink. Wanneer Jesaja praat van merely human rules, dit kan 'n wet wees wat God gegee het. Dit kan 'n goeie wet wees wat God gegee het. Maar sodra jy dit jou definisie maak en jy forceer dit af op almal asof dit jou wet is, dan word dit ook maar dieselfde ding as 'n human rule. Dit gaan meer oor die voorgee as die dieper realiteit van jou lewe. Hierdie ou manier gaan meer oor jou image as oor 'n werklike omgee van God se wil. Hierdie is die hartseerste ding van hierdie ou manier. Die hartseerste ding is die persoon wat verhef word, die persoon wat suksesvol is in hierdie ou model, hierdie ou manier, is die persoon wat die beste kan jok. Dis die persoon wat dit maak in die ou stelsel. Dis die persoon wat homself en ander die beste kan oortuig dat hy heilig is.
Dis die persoon wat die beste leuns vertel. Dis die persoon wat met die meeste selfvertroue kan voorgee, hy het dit gemaak. Dit is die ou wat die paus word. Hy is heel bo. Hy het lank genoeg gejok vir jou en vir homself, dat hy werklik glo hy heilig is. En ons moet hoor dat daar vandag in kerke 'n Christelike mold is. 'n Christelike cookie cutter wat jy moet uitgesny wees en so lyk, of jy hoort nie. Hoekom dink jy soveel mense se ervaring van kerk aan die buitekant is dat hulle eers hulle lewens moet regryk voor hulle mag kerk toe kom? Dis mense se ervaring van kerk. Want daar's 'n mold, daar's 'n kultuur, daar's 'n manier, jy moet iets wees voor jy hier kan welkom wees. Die ou manier sê, lyk soos ons lyk, pas by ons in, dink soos ons dink en glo soos ons glo, dan is jy aanvaar. Dan is jy aanvaar. My vraag is, waar los dit 90% van mense buite die geloof? Waar los dit al ons vriende wat nie glo wat ons glo, of dink wat ons dink, of lewe soos ons lewe nie? Waar los dit hulle? En dis die een ding van die ou manier, maar selfs in ons Christelike sirkels, al die geheimpies, al ons geheimpies, ek bedoel ons wat in die kerk sit, ons is so bang ons gaan geoordeel word, dat ons nooit regtig wil deel wat in ons lewens aangaan nie. Dalk is ons vrees reg, dalk is dit nie, maar die probleem bly, dat ons nooit ons sondes oorkom nie, want ons hou dit net vir onsself. Ons wil nooit confess nie, ons wil nooit aan mekaar confess nie, wat 'n Bybelse opdrag is. Ons wil nooit werklik deel wat in ons lewens aangaan nie. En dus beteken dit, die wêreld om ons kan nooit relate aan ons nie, want hulle sien nooit gebroke sondaars nie. Hulle sien net mense wat altyd lyk asof hulle lewe agter mekaar is. Dit skep juis 'n ingroep en 'n uitgroep. Al is dit dalk nie ons bedoeling nie, dis die vrugte van hierdie ou manier van dink. En dis die probleem, weer eens, dis nie geestelike integriteit nie. Is ons almal nie sondaars nie? Is daar enige persoon hier wat in enige plek in sy lewe, maak nie saak hoe lank hy al gelowig is nie, wat nie daai dag gesukkel het met sonde nie? Nee, almal. Ons almal is gebroke sondaars. Maar ook so wie ons is of hoe ons is of wat ons almal is sondaars. Is die kerk nie juis suppose om 'n plek te wees vir sondaars nie? Jesus se eie woorde in vers 32. It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Hoe lyk 'n kerk vol mense wat werklik weet hulle is siek? Dit lyk baie aantreklik. Dis wat ek sal sê. Ons dink nie dis aantreklik nie, maar 'n kerk vol mense wat werklik weet hulle dit nie gemaak nie en hulle kort elke dag Jesus se genade, daai kerk is baie aantreklik vir 'n gebroke wêreld daar buite. Want hulle sit met baie van dieselfde gebrokenheid. Ons het net die antwoord. Ons het bemoediging, ons het waarheid, ons het die evangelie. Dis die punt, die ou manier, Jesus sê, dis nou klaar. Ek gaan nie in julle mold inpas nie. Net omdat julle vas beteken nie, ek gaan vas nie. Net omdat julle baie bid beteken nie, ek gaan baie bid nie. Ek gaan by sondaars gaan eet. En weet jy wat, hulle bid nie so baie nie, so ek gaan nie so baie bid nie. Ek sê nie, ons moet nie baie bid nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Dis die ou manier van dink. Het gaan nie meer oor die uiterlike nie. Die oud moet uit en die nuut moet kom en ons kan dit nie meng nie. Ons kan dit nie meng nie. So, wat is die nuut? Wat is die nuut? Hoe lyk Jesus, wat sê Jesus is werklike geestelike integriteit? As die ou manier sê, lyk soos ek lyk, pas by ons in, dink soos ek glo, dan is jy aanvaar. As dit die ou manier is, dan sê die nuwe manier, Jesus sê, ek aanvaar jou net soos wat jy is.
Ek aanvaar jou net soos wat jy is. En vanuit daai aanvaarding sê Jesus, ek gaan 'n pad stap met jou. Ek gaan by jou kom eet. Ek wil al jou vriende ontmoet, Matteus. En vanuit daai plek van aanvaarding wat eers kom en sê, hey, vanuit daai plek wys Jesus vir hulle 'n beter lewe. Die liefde was eers bewys voor hy vir hulle 'n beter lewe gewys het. Dis die ding, hy sê nie vir hulle sonde is okay, hulle moet vir ewig lewe in hulle sonde nie. Hy sê duidelik vers 32, he calls the sinners to repentance. Hy sê vir hulle draai weg van julle sonde. Maar Jesus doen dit op 'n manier wat hy vir hulle gewys het, hulle kan veilig voel in hulle gebrokenheid. Hy laat hulle veilig voel in hulle gebrokenheid. Daar is niks veilig van 'n omgewing waar almal fake is nie. Weet jy hoekom nie? Want almal wag in afwagting vir iemand om op te glip. Almal is bang om hulle self te wees want almal weet almal is fake. Dis die mees angsbevange omgewing om jou lewe mee in te lewe. Hoe is dit moontlik, is my vraag. Hoe is dit moontlik dat Jesus mense so kan veilig laat voel, dat hy hulle kan roep tot repentance en 'n verhouding kan hê? Hoe is dit dat Jesus kan kyk en mense kan aanvaar sonder verwagtinge? Hoe is dit moontlik dat mense dat Jesus mense kan engage en nie vaskyk in hulle sonde soos wat ons doen nie? Hoe is dit moontlik? Die antwoord is Jesus het juis gekom om daai ou manier van dink weg te gooi. Hy het juis gekom om die skeiding tussen God en die mens weg te vat. As sonde die probleem is wat mense weghou, dan is dit nie meer 'n probleem nie. Dis die punt. Ons kyk vas in mense se sondes asof dit 'n barrier is. Ek kan hierdie ou nie voorstel aan my Christelike buddies nie. Wat gaan hulle sê as hy heeltyd vloek? Ons kyk vas in sonde asof dit nog 'n barrier is. Asof dit nog die ding is wat hulle weghou van God af. Maar dis duidelik nie 'n issue vir Jesus nie. Hy sit en eet met sondaars. Inteendeel, hy het gekom vir sondaars. He came to call not the healthy, he came to call sinners to repentance. Hy het gekom vir die mense wat siek is. Hierdie is die hart van die evangelie. Hoor, lees net gou al hierdie verse saam met my. Hoor hoe kragtig is dit wat Jesus kom doen het, dat hy sonde is nie meer die issue nie. Sonde is nie meer die issue wat die mens hoe weg te hou van God af nie. Hoor saam met my. Johannes 3 vers 17. And so God sent his son into the world not to condemn the world, but that the world might be saved through him from God's own wrath. Markus 10:45. He came not to be served, but to give his life as a ransom for many. Johannes 10:15. He came to lay down his life for the sheep. 1 Petrus 2. To bear our sins in his body on the tree. Filippense 3:9, to provide us with a righteousness that comes not from our law keeping, but through faith in him. 2 Korintiërs en 1 Petrus, he came to reconcile us to God, om versoening te bring. Dis alles wat Jesus kom doen het, hy breek aspris die mold, want daar is nie meer 'n mold nie. Daar is nie meer heiligheidsboksies waarin mense moet pas sodat hulle kan praat met God nie. In Jesus was hy was alles weg. Hy het die hele wet nagekom namens ons. Almal is nou welkom. Enige iemand kan nou kom. Maak nie saak hoe hy lyk of hoe hy praat of wie hy is nie. Ek het 'n boek uitgeruk wat ek vroeër die jaar gelees het. Ek erken ek het nie die hele boek gelees nie, maar genoeg van hom gelees. Maar dit is amazing. Ek dink hierdie gaan soos die volgende klassiek word. Ek's ernstig. Dane Ortlund skryf 'n boek, Gentle and Lowly, The Heart of Christ for Sinners and Sufferers. En hierdie is, ek het 2 quotes. Ek gaan die eerste een gou lees. Lees saam met my. Hy sê,
the cumulative testimony of the four Gospels is that when Jesus Christ sees the fallenness of the world all about him, his deepest impulse, his most natural instinct is to move toward that sin and suffering, not away from it. Jesus kom en gee sy lewe, daarom is daar hoop vir almal. Ons hoop want hy beweeg na sonde toe, want sonde is nie meer die probleem nie. Hierdie is die hele punt van hierdie nuwe radikale beweging wat hy inbring. Enige iemand is nou welkom. Daar's hoop vir iemand in Christus. Die punt vir ons is, hoekom reflekteer die kerk nie hierdie nuwe beweging nie? Hoekom maak ons vas by die ou maniere en kyk vas in mense se sonde en ons is allergies vir sonde, ons beweeg weg van ons verlore vriende af, nie na hulle toe soos Jesus nie. Ons is allergies vir sonde, ons wil onsself afsny. Ons wil ons eie klein Christelike Amish gemeentes maak en onsself afsny van die gebroke wêreld maak. In plaas daarvan dat ons soos Jesus beweeg na dit toe, want daar's nie meer barriers nie, ons is gered. Sonde is nie meer die issue nie. My gebed in hierdie preek en my hoop in hierdie preek is dat ons regtig 'n gemeente sal word waar enige iemand is hier welkom en is aanvaar in die genade van Jesus en hulle word die genade gegee om 'n pad te stap van groei, om gelei te word na Jesus toe. Hulle moet nie oornag net wees soos ons is nie. Hulle word na Jesus toe gelei, hulle word sy vergifnis verduidelik. Hulle ervaar die vergifnis by ons en die liefde by ons. Voordat hulle dit self sien en aanvaar by Jesus self. Hulle sien iets in die evangelie van ons, voor ons verwag dat hulle lewens net moet verander. Jesus werk van die binnekant af na buitekant toe. Hierdie is regtig die sleutel tot geestelike integriteit. Die evangelie is die sleutel tot geestelike integriteit. As ons regtig 'n hart het vir ons verlore vriende en familie, vir die mense wat ons die liefste voor is, wat ons weet, nie gelowig is nie. As ons regtig hart het vir hulle, dan moet ons hier stil staan. Ons moet verstaan hoe dit lyk vir Jesus om te sit om 'n tafel met sondaars, waar hulle veilig en aanvaar genoeg voel in hulle gebrokenheid, sodat ons in 'n werklike verhouding met hulle kan tree, om vir hulle te kan wys dat daar 'n beter lewe vir hulle is in Jesus. Daai is die sleutel. Daai is die sleutel. Wat van jou? Wat as jy voel, daar is 'n disconnect tussen jou buitelewe en jou binneste lewe? Wat as jy voel, jy gee vir lank al voor, dat jy iets is wat jy nie regtig is nie? Die sleutel tot jou geestelike integriteit, vir jou om jou binnekant die realiteit te maak met jou buitekant, vir daai goed om een te word, is in my uitnodiging is vir ons om opnuut, hierdie is die antwoord, besef opnuut hoe lief Christus jou het, en nie die vorige jou nie, die binne jou. Hy is so lief vir jou, ten spyte van jou sonde. Dis juis, jy hoef nie voor te gee nie. Hy wil die regte jy hê. En hy aanvaar jou vir wie jy regtig is. Daai is die sleutel vir jou om opnuut te lewe vir wie jy regtig is en om nie te jok en voor te gee vir iets wat jy nie is nie. Daai liefde maak jou vry om jou 100% jouself te kan wees. Laaste quote van hierdie boek. Laaste quote. Lees dis 'n lange, maar dit is it's amazing, okay? Lees saam met my. It is the most counterintuitive aspect of Christianity that we are declared right with God once we begin to get our act together. Not once we begin to get our act together, but once we collapse into an honest acknowledgement that we never will. That God in His rich mercy means
that your regions of deepest shame and regret are not hotels through which divine mercy passes, but homes in which divine mercy abides. It means the things about you that make you cringe most make him hug hardest. It means his mercy is not calculating and cautious like ours. It is unrestrained. Jesus se liefde vir jou is unrestrained, flood-like, sweeping, magnanimous. It means our haunting shame and sin, sal ek bysê, is not a problem for him, but the very thing he loves most to work with. It means our sins do not cause his love to take a hit. So our sins cause his love to surge forward all the more. It means on that day when we stand before him, quietly, unhurriedly, we will weep with relief, shocked at how impoverished a view of his rich mercy heart we had. Ek kan dit nie beter sê nie. Hierdie is die nuwe radikale beweging wat jou uitnooi om te wees presies wie jy is, want dit gaan nie oor wat enigiemand anders hier dink van jou, dit gaan oor wat Jesus sê van jou, en hierdie is wat hy sê van jou. Jou sonde beteken hy hardloop na jou toe, nie weg van jou af nie. Dis die Jesus wat ons bedien. En my gebed en hart vir ons deur hierdie woord, hierdie gelykenis, is dat ons hierdie Jesus sal vat na ons vriende toe. As hierdie die Jesus is wat ons verlore vriende en familie beleef, as hierdie die Jesus is wat ons vriende en familie beleef deur ons, vat my woord, ons verander Pretoria môre. Ons bring herlewing môre, want hierdie liefde het nog altyd en gaan nog altyd die wêreld verander. Mag ons hierdie selfde liefde wys aan die verlore wêreld om ons. Dis die nuut wat die oud moet kom vervang. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, ons bely en ons het vroeër en ons wil weer. Ons bely dat daar 'n disconnect is tussen ons binnelewe en ons buitelewe en dat ons voorgee. En ek wil ons uitnooi, Vader, ek wil u vra, ek wil u smeek dat ons asseblief, Vader, na u toe sal hardloop met ons sonde en nie weg nie. Vader, ek wil vra, breek deur die vrees, breek deur die skaamte, breek deur alles wat ons in onsself intrek en kom wys ons kan net wees met u, want u het vir ons al die barriers weggevat. En in u, in die seun, is daar niks wat ons skei van u af nie. En bo alles wil ek bid, Papa Vader, help ons om hierdie Jesus te vat na ons verlore vriende toe. Geef vir ons die krag en die vermoë en die heiligheid en die wysheid en die geesgedrewendheid om met ons verlore vriende te gaan kuier, te gaan wees by hulle. En geef ons daar die mag en die krag en die wysheid om vir hulle te kan wys, daar is iets beter en mooier in Jesus as wat hulle ooit hulle self kon verbeel. En ek bid dit als in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.